Gemeente, ons lees vanoggend uit Handelinge 10 uit, Handelinge 10 vanaf vers 34 tot 43, en ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling uit. Dit is die nuutste Bybelvertaling in Afrikaans, het verlede jaar uitgekom. Ja, maar jy is welkom om te volg in die Bybel wat jy het. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het begin in Galilea, na die doop wat Johannes verkondig het, hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was genees, omdat God met hom was. Ons is getuies van alles wat hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Vir hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is. Aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan het. En hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit hy is wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Ons lees net tot daar vanoggend. Nou, ek wil begin met 'n paar vrae en ek verwag glad nie dat jy hardop moet antwoord nie, maar dink net maar aan jou binnekant. Het jy al ooit gekies om te assosieer of nie te assosieer met sekere mense of groepe of plekke nie? Het jy al iets gekoop as gevolg van 'n bepaalde brand? Ek gaan nou nie eers praat van karre of fone of wat ook al. Het jy al iemand gestereotypeer of ervaar hoe iemand dit met jou doen? Nou die antwoord is ja, want dis ons saamgestel is. In ons samelewing werk dit so dat vooroordele en stereotypes maar redelik algemeen is, dis in ons sisteme en in hierdie teks het mense dit ook ervaar, dat daar groepe is en dat daar bepaalde stereotypes is teenoor persone. Nou, ons ontmoet hierso vir Petrus en Cornelius en ons moet hierdie teks nou net in 'n bietjie in 'n breër teks ook sien. In die vorige gedeelte gaan bid Petrus op die dak. En dan raak hy in vervoering en hy kry hierdie visioen wat na hom toe kom. Dis hierdie doek met al die onrein diere in wat afsak en dan hoor hy dat hy moet slag en dit eet. En hy weier om dit te doen. Want dis onrein en onheilige diere en dis teen die wet van Moses. Maar dan lees jy nou in vers 15 wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Nou na hierdie dakgebeurtenis kom nog stuurdes van Cornelius aan en Cornelius is 'n Romeinse kaptein en hulle kom nou by Petrus aan en hulle sê maar Petrus moet saamkom terug na Caesarea toe. So ons ontmoet hierdie twee persone, Petrus en Cornelius, beide met hulle bepaalde stereotypes teenoor die ander. Petrus bly in die ooste, hy bly in Joppe en die Romeinse provinsie van Caesarea is dan so 200 km weg van daar af. Petrus is 'n Jood, 'n baie getroue Jood, nie so mal oor Romeinse mense nie. En hy's 'n gelowige persoon wat doen wat God van hom vra en hy volg die wet baie streng. En daarom wanneer hierdie doek met hierdie diere afkom in hierdie visioen is hy ongelooflik geskok. Want hy breek nie die reëls nie. Cornelius is deel van die groot Romeinse weermag, deel van die Italiaanse afdeling daar en hy het 100 troepe onder hom. Hy's 'n belangrike man. Hy is godsdienstig, hy is godsvreesend en hy doen alles wat die Jode doen
Maar hy volg al die reëls, hy's net nie besny nie, en hy gaan dan bid nie in die tempel nie, want hy kan nie dit doen nie, omdat hy in die Romeinse ryk is, moet hy die keiser ook as Heer sien en aanbid, so daar verskil hulle. Maar beide mense het vooroordele teenoor die ander. Iets wat ons hier by Petrus raak sien, wat nog al uitstaan, is dat hy nie gevra word om van Cornelius 'n Jood te maak nie. Om 'n boodskapper van God te wees, is nie om almal hier Jode te maak nie, maar eerder om die karakter van God te ontbloot aan die ander persoon, sodat daai ander mens meer en meer soos Christus kan word. En dalk is dit vir ons vanoggend 'n herinnering. Wanneer ons hierdie goeie nuus wil deel deur ons lewe en dade, dat ons nie mense sal wil maak soos wat ons is nie, maar dat mense sal word wie God wil hê hulle moet wees. N.T. Wright is 'n bekende teoloog en hy skryf dat God ons uitnooi soos ons is, net soos ons hier is. Maar wanneer ons reageer op hierdie uitnodiging, word ons verander. Ons kan nie anders as om dan te verander nie. Ons kom net soos wat ons is en dan word ons nuut gemaak. God kyk nie na jou kultuur of allerhande ander goeders, jou familie-implikasies, alles wat ons hier op die aarde gebruik om mense in groepe te deel nie. God gebruik dit en God maak oop en verander ons om meer en meer soos God te wees. Nou terug by die visioene aan Petrus. Hierdie visioene bring Petrus tot insig. God wys vir Petrus dat wat God rein verklaar het, mag Petrus nie as onrein sien nie. En dit begin by hierdie diere, maar later kom hy dan tot hierdie besef, maar dis ook so met mense. En dis ook so met Cornelius. Ons sien hoe 'n nuwe wêreld en 'n nuwe manier van luister eintlik hierso geopenbaar word aan Petrus. En Petrus sê in vers 34, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie. Petrus, wat 'n goeie, getroue gelowige is, het op hierdie punt nie verstaan. Dalk kan ons sê dat sy manier van verstaan bekeer het. Petrus sien God in die ander raak, die ander wat voorheen 'n vreemdeling was. Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Nou, as jy nou so 'n bietjie kriebelrig voel, is dit oké? Want ons wil dikwels die genade van God kleiner en minder maak as wat dit is. En dalk is dit hoekom ons so sukkel met eenheid en geregtigheid en versoening. Want Petrus is oortuig dat God se genade afhang van 'n mens se optrede. En eers later ontdek hy maar God se genade is vir almal. Willie Jennings het hierdie mooi aanhaling en ek lees dit vir ons. The Book of Acts, dis Handelinge, speaks of revolution. We must never forget this. It depicts life in the disrupting presence of the Spirit of God. So 'n vrygewige God kan 'n mens nogal ongemaklik maak. Want net nou is God se genade so groot dat almal ingesluit word en dat mense verwelkom word wat ek eintlik nie wil hê nie en dat mense lief gekry word. Wat as dit ook is vir die mense met wie ek nie wil assosieer nie? Net nou aanvaar God hulle ook soos hulle is. Wanneer ons leef soos wat Jesus ons uitnooi om te leef in die vrye genade van God, dan skuif grense en meer mense word ingesluit. Jesus is hierdie ongelooflike voorbeeld van gasvryheid. Cornelius se huis was voorheen verbode en nou word dit hierdie ruimte waar vooroordeele afgebreek word en mense ingenooi word en nuwe moontlikhede van verhoudings ontstaan, verhoudings tussen verskillende groepe. Jesus is nie net vir ons 'n voorbeeld in gasvryheid nie,
maar Jesus wys vir ons regtig, wat is onpartydigheid en hoe lyk ware insluiting van mense? Hierdie teks nooi ons, roep ons, daag ons eintlik uit, om te sê, maar die goeie nuus is vir almal. Petrus bevind homself hier in 'n ongemaklike situasie tussen vreemdelinge, en die goeie nuus van die Here is ook daar welkom. Petrus besef, God aanvaar mense van alle nasies om hom te volg. God kyk verby nasionaliteite en politieke partye en denominasies en sosiale en ekonomiese posisies. Want sien God wil 'n verhouding met alle tipe mense hê. En dan kan ons na binne kyk. Maak ons dit duidelik deur ons lewe dat God vir almal is. En dat God onpartydig is en dat God vrede wil maak. En die kerk het hierdie ongelooflike potensiaal om 'n gemeenskap van vredemaking en versoening en herstel te wees. Kan ons hierdie wêreld verbeel waar dit waar is? Ons Christelike geloof is soveel meer as hierdie keuse wat ons maak om God te volg. Dis meer as ons lewe wat ons offer. Dis 'n reaksie weer en weer waar God ons ontvang soos ons is en ons verander. Geloof is hierdie geskenk van God wat ek ontvang en dan daarin leef. Ons antwoord in geloof, omdat God nie voorkeure het nie, maar omdat God ook my en jou kies. God breek hierdie grense af tussen heilig en onheilig. En deur Jesus word ons nader aan mekaar getrek. Nie die een beter as die ander een nie, nader aan mekaar as een gemeenskap. En vandag vier ons die opstanding van Jesus. Jesus wat verandering bring op soveel vlakke. Ek lees vir ons Handelinge 10 vers 38 tot 40. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus van die verlossing wat Jesus na hierdie wêreld toe bring. Jesus se opstanding wat ons vandag vier, kan nie losgemaak word van die manier waarop Jesus op hierdie aarde tussen mense geleef het nie. Dit kan nie losgemaak word van hierdie genesing wat Jesus gebring het nie. Jesus het liggaamlike genesing gebring, maar ook genesing van die sosiale orde. Dit is elke keer genesing op hierdie verskillende vlakke. Byvoorbeeld, as Jesus die melaatse persoon genees, dan genees hy die persoon se siekte, maar hy nooi daai persoon weer terug in die gemeenskap. Wanneer die vrou wat aan bloedvloeiing gesond gemaak word, word sy genees fisies, maar sy word ook nie meer vermy deur die mense nie. Jesus se genesing maak mense tuis. Maak mense welkom voel. Genesing beteken dat as jy uitgestoot is jy welkom. Dit gaan ook oor sosiale herstel, sodat almal welkom is in die gemeenskap van die heiliges. Dit is 'n erkenning dat die mense wat anders as ons lyk en glo en dink en praat en is, ook in hulle volle menslikheid uitgenooi word om te antwoord op die roep wat God vir hulle gee. Ons het hierdie voorreg om te weet dat Jesus van Nasaret ook vir ons is. Jesus se bediening en opstanding uit die dood bevry ons eintlik van onsself en dit deurbreek grense.
En dit roep ons om saam met God vir die verlossing te werk. En ons kan dit doen omdat Jesus opgestaan het. Vandag is Paaszondag, die dag wat ons dan nou spesiaal herdenk dat Jesus opgestaan het. En Jesus wat opstaan, kry elke keer nuwe betekenis wanneer ons dit sê. Dit hou aan deur die jare heen vir ons iets sê van God se intensies met die mens en intensies met die skepping. Petrus som hierdie verhaal op wanneer hy praat. Hy sê wat het gebeur, maar die verandering wat kom, is wanneer Petrus en Kornelius uitgedaag word in hulle verstaan van die skrif. En wanneer hulle uitgedaag word om te verander. En dalk te verander hoe hulle oor God dink. Dit is nie net om die feite te ken. Die opstanding verhaal bring ware verandering. Dit is 'n bewys dat God getrou is aan die mens en die mensdom en die skepping en aan Petrus en Kornelius en aan my en aan jou. En hierdie verlossing is gewortel in God se dade deur Jesus. Vroeër sou Petrus gedink het hierdie mense is onrein. Maar Petrus is oop vir die leiding van God en oop vir die teenwoordigheid van God. En daarom doen hy meer as om net feite weer te gee. Hy skep die geleentheid om die lewe en die dood en die opstanding van Jesus weer te sien. En dalk kan ons vra, waar is God besig om ons te wys dat die opstanding weer en weer gebeur? Waar kan ons die Paasverhaal vandag beleef? Die teks sluit af en sê dat Jesus is koning oor alles en almal. Jesus kom in menslike vlees, vergewe ons sondes, maak ons deel van die koninkryk en roep ons om op 'n nuwe manier te leef en dalk selfs ons manier van verstaan te bekeer weer en weer. Ons verstaan baie keer die wêreld en regering en ekonomie en politiek en ons maak onderskeiding en ons maak groepe. God kom en tree oor grense en kom verras ons met genade. Jesus is die Heer. Die kerk het hierdie taak om verras te word deur die evangelie, verras te word deur God se vrye genade, om verras te wees deur dit wat net God ons kan laat sien, wat ons nie op ons eie kan sien nie. Mag ons geloof ons regtig help om in hierdie genade te leef en om God raak te sien in die ander, in mense wat anders is as ek. Mag ons so sien hoe God se koninkryk aanhou kom. Mag die Gees in ons werk en tussenin ons beweeg om op onverwagse en dalk selfs uitdagende maniere ons te wys hoe Jesus weer kom en lewe aanhou bring in hierdie gebroke wêreld.